Goeiedag en welkom by NG Weerdapark se aanlyn bediening. Ons kyk hierdie week na 'n teks wat ek dink meeste van ons baie goed ken. Hierdie is een van daai classics. Dit is een van daai stories wat ons pragtige tekeninge het van in die kinderbybel en eintlik iets wat mense al om die wêreld ken, die bekende gedeelte waar Jesus die storm stil maak. Op ons reis deur Markus 4 in ons tweede kwartaal waar ons kyk na nuwe diepte, gaan ons kyk hoe hierdie gedeelte ons kan help om nuwe diepte te vind in ons geloofslewens, in ons verhouding met die Here. Ons gaan 'n paar vrae vra natuurlik ook oor hoe hierdie gedeelte ons kan help in ons daaglikse lewens, oor hoe ons dink oor uitdagings. Dit is 'n gedeelte wat ek dink baie betekenis gehad het, nie net vir die oorspronklike lesers nie, maar ek dink vir vreeslik baie mense vandag. So as jy bietjie meer wil weet oor die agtergrond van die gedeelte, spesifiek die waarde en die betekenis van hoe Jesus saam met sy disippels van die een kant van die see na die ander kant van die see beweeg het, die een kant wat judaïsties is, ofwel die een kant waar daar meer Jode was, een kant waar daar meer heidene was, hoe dit eintlik 'n beeld van die koninkryk vir ons gee, waar die koninkryk van God nie net eksklusief is tot een groep mense nie, maar hoe dit eintlik almal uiteindelik bedien, en 'n paar ander van die nuance in die teks. Jy kan gaan kyk na die Bybelstudie video oor hierdie gedeelte. Dit is ook op ons YouTube blad. Voordat ons saam lees uit Markus 4 vers 35 tot by vers 41, kom ons sê dankie vir die Here dat ons ook op hierdie manier vandag by sy woord kan uitkom. Hemelvader, ons dankie vir die voorreg wat ons het om 'n geloofsgemeenskap te kan wees, dat ons die vryheid het om ons geloof te kan uitleef, en Here, dat ons die vryheid het om U woord ook in ons harte te kan hê, dat ons toegang het daartoe, dat ons vrylik toegang het daartoe, dat ons die gawe en die voorreg het om te kan lees, te kan skryf, te kan leer, en dankie Here dat U Uself openbaar aan ons, ook in U woord. Ons loof U daarvoor. Amen. Op daardie dag, toe dit aand geword het, sê hy vir hulle, kom ons gaan na die oorkant. Hulle het toe die skare agtergelaat en hom saamgeneem, aangesien hy reeds in die boot was. Daar was ook ander bote by hom. 'n Ewige stormwind het opgekom en die golwe het in die boot geslaan, sodat die boot reeds vol water begin word het. Hy self was egter in die boot op die kussing aan die slaap. Hulle maak hom toe wakker en sê vir hom, Meester, gee U nie om dat ons vergaan nie. Toe staan hy op, bestraf die wind en sê vir die see, wees stil, bedaar. Die wind het gaan lê en daar het 'n groot kalmte gekom. Hy vra hulle toe, waarom is julle bang? Het julle nog steeds nie geloof nie? Hulle is met diep ontzag vervul en het vir mekaar gesê, wie is hy tog dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Was jy al ooit vasgevang in 'n storm, dalk in 'n halfstorm so dat jy nie by jou kar kan uitkom nie? Ek was nou die dag daar by 'n winkelsentrum gewees, ek het my kar parkeer, ek het uitgeklim en die oomblik toe ek in die winkel ingaan, toe sak daar 'n verskriklike storm uit. Dit het vreeslik gereën en almal was so vasgevang, niemand kon by hulle voertuie uitkom nie, almal het gaan skuil vind. My timing was goed genoeg, want toe ek klaar my inkopies gedoen het, toe die storm opgehou. Dit was sommer net een van daai vinnige wolkbreuke gewees. Maar daar's baie erg storms, nee. Ek kyk nou na al die vloede wat gebeur in Noordwes rondom die Vaalrivier gebied, met al die baie reën wat ons het. Dan is daar natuurlik massiewe storms, aardbewings, orkane, siklone, wat ook al jy dit wil noem. Daai vulkaan wat nou ook ontplof het en hierdie vreeslike groot natuurrampe eintlik. En ek kan onthou toe ek 'n kind was, dit was donderstorms, dit was scary geweest. Miskien selfs wanneer jy volwasse is donderstorms nog steeds iets wat bietjie intimiderend is. Maar ek kan onthou, ons het in Kreersdorp gebly, daar groot geword in Noordjewel, en daarso het ons nogal erg donderstorms gekry, daar in die Wesrand. Ons was nogal relatief hoog bo seevlak, daarso in Noordjewel, 1750 meter bo seevlak, selfs bietjie hoër hierso as in Pretoria.
En dan daarso veral as die donderweer van die weste kant af gekom het, dan was dit rarig rof. En dit het gevoel asof dit so langs jou klap en dit was verskriklik. Nou veral in die aand, lê in die bed, jy slaap, jy's kind en jy hoor hierdie donderstorm. En ek kon onthou as kind, as dit jou wakker maak en is aand en is donker en dis net hierdie verskriklike geraas en hierdie blitse, dan raak jy bang. Jy raak vreesbevange. Jy dink dis die einde, van die wêreld en jy begin bid. Ek het begin bid. Ek weet nie of jy ook as jy kind is en jy's klein, miskien bid jy nog steeds, maar dis snaaks hoe jy net begin bid uit hierdie vrees uit. En baie van ons dink ek doen dit. Wanneer ons bang is, dan bid ons. En dit is uiteindelik maar presies wat die disippels gedoen het in hierdie gedeelte. Hulle was bang en hulle het vir Jesus gaan wakker maak. En hulle het hulle grootste vrese na hom toe gegooi en gesê, maar gee u nie om wat hier aangaan nie. Ons vergaan, ons is bang, ons is oorweldig met vrees. Nou, hierdie verhaal is natuurlik ook 'n metafoor vir wat ook al so storms daar in jou lewe is. Storms is nie net altyd natuurverskynsels nie, soos in hierdie gedeelte nie. Baie van ons ervaar dieselfde vrees wat ons ervaar in 'n storm, wanneer ander dinge met ons in die lewe gebeur. Wanneer jy dalk 'n vreeslike groot toets het wat jy moet skryf en jy weet jy het nie baie goed jy's nie goed genoeg voorberei nie, of jy het 'n onderhoud wat jy voorgaan, of jy weet nie wat jy het dalk 'n familielid of jy self is in die hospitaal, jy ondergaan 'n groot operasie, jy weet nie of jy okay gaan wees of die persoon oor wie jy besorg is okay gaan wees nie. En hierdie storms gebeur met ons, of dit nou gesondheid is, dalk is dit finansies, jy dalk jou werk verloor en ons gaan deur hierdie storms, wanneer dinge om ons of met ons gebeur, wanneer ons nie meer beheer het daaroor nie. Dit is maar wat 'n storm is, nie. Dit is iets wat met jou gebeur, wat om jou gebeur, wat jy nie oor beheer het nie. En dit is iets wat jy nie noodwendig begin het nie, wat jy nie initieer het nie, maar dit gebeur met jou en jy is oorval met vrees. Nou, in hierdie verhaal is dit nou 'n letterlike storm. Jesus is daar, maar hy slaap. En natuurlik is hy kalm daaroor. Ek meen, hy is Here oor die skepping. Hy weet hierdie is nie iets wat hy hoef te vrees nie. Want dit is nie hoe die disippels dit sien nie. Nou, ons gaan vandag bietjie praat oor wanneer en hoekom ons voel soos wat die disippels gevoel het. So, die storms van die lewe gebeur en ons voel God gee nie om nie. Hy is nie besorg soos wat ons besorgd is hieroor nie. Wat doen ons wanneer ons so voel as gelowiges? En hoekom voel ons soms so? Waar kom daai gevoel van, ons het so 'n liedjie wat ons sing in die kerk, voel jy soms of die Here te ver is? Hoekom voel ons so? En wat moet ons doen wanneer ons so voel? Ons gaan 'n bietjie daaroor praat. Nou, in die eerste plek, ek dink wat hierdie gedeelte baie belangrik ook uitlig, is die feit dat hierdie storm gebeur met Jesus by hulle. En baie keer maak ons die fout as gelowiges dat ons dink wanneer ons lewe vir die Here gee, wanneer ons toegewyde gelowiges is, dat die storms nie met ons gaan gebeur nie. Dat ons nou vrygespreek gaan word van al die haal en dat daar nooit enigiets sleg met ons gaan gebeur nie. En daar is nogal baie kerke of mense wat hierdie tipe van voorspoedsteologie verkondig, om te sê, maar as jy glo, as jy hierdie dinge doen, dan gaan dit net goed gaan met jou en niks sleg gaan met jou gebeur nie. Dit is nie die geval nie. Ons is nie vrygespreek van die storms nie. Gaan kyk maar reg, die hele Bybel is eintlik net 'n klomp verhale van mense wat deur storms gaan. En hoe God by hulle is en saam met hulle deur die storms gaan. Nou, ons kan ook nie altyd die storms vermy nie. Jy weet, partykeer gaan jy golf moet speel in die reën. En veral as jy by iets wil uitkom wat aan die ander kant is, iets ver, jy het dalk 'n graad wat jy wil kry, of
'n toets wat jy wil deurkom of 'n promovering by die werk of jy besluit dalk jy gaan jou werk bedank en jy gaan jou eie ding begin. Ons is geneig om baie keer die maklikste pad te soek, die vinnigste pad, die pad met die minste obstacles. Maar baie keer het ons nodig om juist deur die storms te gaan, deur die storms te werk om uit te kom waar ons wil wees. En die pad soontoe is nie 'n glad en maklike pad nie, dis 'n moeilike pad. En dit is die enigste pad. Baie keer gebeur dit in ons lewens, ons wil iets doen, ons wil iets bereik, ons wil iewers uitgaan, ons wil daai ding gaan doen. Maar ons weet dat om daar uit te kom en om daai ding te doen, om hierdie nuwe werk te kry of om wat ook al dit mag wees of 'n wedloop wat jy wil gaan voltooi. Jy weet jy gaan moet deur moeilike dinge gaan om daarby uit te kom. En jy moet aanvaar, maar dit is juis die manier hoe ons vorming kry. En hoe God hierdie geleenthede gebruik om ons uiteindelik te vorm. Ek dink die fout wat ons vandag maak is wanneer ons besluit maar okay, ek gaan deur hierdie storm gaan, want ek wil hier uitkom, ek wil hierdie ding bereik. Dan wil ons dit alleen doen. Baie van ons het hierdie lone wolf syndroom van ek gaan self te doen. Ek gaan op niemand staat maak nie, ek gaan op niemand vertrou nie. Ek gaan hierdie alleen doen. Net ek en God. En ons vat die mense saam met ons nie. Ons is alleen in die boot. Maar ek dink dit is belangrik om hierdie vraag te vra, maar wie vat jy saam met jou? Want die Here gee vir ons mense en werk deur mense. En ons met ons geloofsfamilie nader trek om te sê, maar ek het hierdie uitdaging wat voor lê. En ek wil hê julle moet saam met my hierin wees. God beweeg deur mense en hy werk deur mense. En ons moet ophou om mense uit te sluit. Ons moet leer om mense te vertrou. Hierdie gedeelte herinner ons daaraan dat dit oukei is om mens te wees. Dit gee vir ons die vryheid om ons rouste emosies na God toe te vat, in rouheid te bid. Ek dink baie keer as ons bid voordat ons eet, of in die kerk, of wanneer jy dalk bid voordat jy gaan slaap, of wanneer jy opstaan, dink ons altyd hierdie mooi vroom gebede uit. Maar hierdie gedeelte herinner ons dat wanneer ons in die storms is van die lewe, kan ons met ons rou emosies na God toe gaan. Ons kan eerlik wees oor hoe ons voel. Ons het daai veiligheid by God, dat ons maar kan gaan en kan vra, en hierdie rou vra van waar is U? Ons mag dit vra vir God. Ons hoef nie sleg te voel of skaam te kry daaroor nie. Ons mag hierdie rou emosie vir God kom gee. Luister spreek nou wat staan in 1 Petrus 5, vers 6 tot 7, bevestiging daarvan, dat ons emosies veilig is by God. Dit sê, daarom verneder julle onder die kragtige hand van God, sodat hy julle op die regte tyd kan verhoog, deur al julle bekommernisse op hom te werp, want hy gee om vir julle. Hy gee om. En ek dink dit is dalk die vraag, maar wat Jesus dalk gevoel het is, maar ek gee om oor julle. Hoekom sal julle nou dink dat ek nie oor julle omgee nie? Gee eerder jou vrees vir God as wat jy dit binnehou. Baie keer is ons bang, ons is onseker, ons voel oorweldig. En dan hou ons daai emosies in. Hierdie gedeelte nooi ons uit om dit juis vir God te gee. Die rouheid daarvan. Wees eerlik met die Here oor hoe jy voel. God gee om oor ons en ons mag na hom toe roep in die storms van ons lewe. Nou is die vraag hoekom? Hoekom voel ons so? Hoekom voel ons baie keer asof God ver is, of asof God nie omgee nie, asof ons God moet wakker maak en vra, maar hierdie waar is U? Ons weet dalk in ons koppe God is by ons. Ons is oortuig daarvan dat God teenwoordig is. Maar tog voel dit vir ons baie keer, maar God is hier, maar slaap hy, wat gaan aan? Hoekom gee hy nie om nie? Waar kom daai vraag of daai vrees vandaan en wat moet ons daaroor doen? Dit gaan hierso oor
die disippels wat die verkeerde beeld het van God. Die fancy teologiese woord daarvoor is Christologie. Hulle spreek Jesus aan hierso as leermeester, rabbi. Dit is hoe hulle hom sien. Hulle sien hom nie as die Here van die skepping nie. Hulle sien hom nie as God nie. Hulle sien hom net as 'n leermeester, net 'n rabbi. En daarom het hulle hierdie verwagting van hom. En daar's 'n belangrike ding hierin, is as jou beeld van God verkeerd is, dan gaan jy die verkeerde verwagtinge hê van God. Of as jou beeld van God nie gesond is nie, dan gaan jy ongesonde verwagtinge en 'n ongesonde verhouding hê. Die manier wat jy mense sien in jou lewe, bepaal wat jy van hulle gaan verwag, en daai verwagtinge bepaal die geaardheid van die verhouding. As jou verwagtinge gesond is, en as daai verwagtinge ontmoet word, is die verhouding gesond. En dis dieselfde met ons verhouding met God. As jou prentjie van God skeef is, gaan jy die verkeerde verwagtinge hê, en jy gaan nie 'n goeie verhouding hê met God nie. En daarom moet jy jouself vra, maar hoe sien jy vir God? Nou, wat gebeur is toe Jesus toe nou die wind en die see aanspreek, vir hulle sê, wees stil, bedaar, en hulle hom gehoorsaam. Toe openbaar hy homself, en hy wys homself aan die disippels, en hy wys vir hulle, hy is nie net rabbi en leermeester nie, hy is God. En hulle prentjie verander op grond van dit wat hy vir hulle gewys het. Nou, God openbaar homself in die skepping, en hy openbaar homself in die woord, in die Bybel. Hy het vir ons kom wys wie hy is. So wat is jou prentjie van God, en op grond van wat bou jy daai prentjie? Bou jy dit op grond van dit wat ander mense vir jou vertel oor God, of lees jy jou Bybel? Vind jy self uit? Praat jy met die Here? Waar leer jy oor God? En hoe resoneer jy dit? Hoe versoen jy dit met dit wat in jou lewe gebeur? Is jou prentjie van God nog steeds dieselfde as wat dit was toe jy 'n kind was? Ek moet erken, wanneer ek vandag in die oggend 2 uur wakker word en ek hoor die donder weer, word ek nie meer bang nie. Ek bid nie meer in vrees nie. Ek voel wel nader aan God, want ek word herinner aan die grootheid van die skepping. En my gebed is anders. Dit is nie 'n gebed van vrees nie, dit is 'n gebed van rustigheid. Want ek onthou, God is by my in die storms van die lewe. Hoe ken jy God? En hoe ken God jou? Dink by jouself, hierdie vraag wat Jesus vir die disippels gevra het, dink ek vra hy vir ons ook vandag. Hoekom is jy bang? Hoekom is jy bang? En is jy dalk bang omdat jou beeld van God beperk is? En wie is saam met jou in die boot? Probeer jy alleen deur die storms van die lewe roei? Probeer jy alleen in hierdie uitdagings ingaan? Wie vat jy saam? Of nog beter, wie gee God vir jou om saam met jou te vat? Dalk is jy te ingetrokke, dalk sit jy nie jouself daar buite nie. Dalk is jy te wantrouig. Ons moet leer om die mense te vertrou wat God vir ons gegee het, en om iemand te wees wat daar kan wees vir iemand anders in hulle storms. Mag jy uit hierdie gedeelte uitleer, God is by jou in jou storms. En wanneer jy bang word, onthou wie God is. Hy is die Heer van die storms. En dit is juis hierdie storms wat ons na nuwe hoogtes toe vat. Geseënde week verder vir jou. Totsiens.